Ja, Here, dis die gebed van ons hart vanmôre. Dat ons lewens voor U 'n aangename geur sal wees. Dat ons U bo alles sal stel. En dat ons werklik ander mense hoër as onsself sal ag. Sodat U koninkryk kan kom, Here, en U wil kan geskied in elkeen van ons se lewens. En U naam verheerlik word. Dis waarvoor U vir ons geroep het, om U naam groot te maak. Saam met die Hebreër ACK bid ons vanmôre vir ons jeug, vir ons kinders, vir ons gesinne. Here, ons gebed is dat U diep in ons kinders se harte sal werk, in die jeug. Daar's soveel dinge wat vir hulle aftrek, weg van U af. Dat U vir ons as ouers en as grootouers sterk sal maak. Mans en vrouens wat staan soos wagtorings in die koninkryk van God. Here, dankie dat U met ons geduldig is. Dankie dat U vir ons so liefhet. Dat U U seun gestuur het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons gebed is dat U naam vanmôre verheerlik sal word. Deur die verkondiging van die woord en deur die gebede wat ons offer voor die troon en deur die sang wat ons aanbied. Dankie dat U by ons is op 'n besondere manier vanmôre. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek lees vir u saam vanmôre uit Efesiërs 4. Ek lees vers 17 tot 24 uit die 1983 vertaling. Vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene leef nie. Paulus skryf hier vir kerkmense. Onthou dit. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. En dan sê hy so mooi in vers 20. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Julle ken die waarheid. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens wat in julle deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Amen, ek lees tot sover. Vriende, in hierdie brief moedig Paulus die mense aan in die gemeente daar in Efese, gelowige mense, hy moedig hulle aan om te verander. Hy sê vir hulle moet tog net anders leef asseblief as van tevore en as die wêreld. Hulle moet hulle nuwe identiteit in Christus aanneem en dit is wat hulle moet uitleef. Hy skryf vir kerkmense soos ek die opmerking nou gemaak het. Dis heidene wat tot bekering gekom het. Grieke en ander nasies wat tot bekering gekom het en by die kerk aangesluit het, dis ook die Jode wat tot bekering gekom het. So dis 'n diverse gehoor vir wie hy skryf. Dis verskillende mense. Maak nie saak wie hulle is nie, hy moedig hulle almal aan. Al twee daardie groepe. En hy roep hulle op om 'n identiteit te vind
in Christus, in Jesus. Hy sê, julle het hom leer ken. Julle het die waarheid gehoor. Weet julle, vandag word ons gekonfronteer met die idee dat elke mens hulle eie unieke of authentic identiteit moet ontdek en uitleef. Julle sien dit op die televisie. Maar wat sê die Bybel? Ons is tog Christen, ons moet tog hoor, wat sê die woord van God? Waar begin ware identiteit? En hoe leef ek regtig, eg en opreg, sonder om myself te mislei? Ons ware identiteit is volgens God se ontwerp, nie die wêreld se nie. Hoor wat sê ek vir jou, jy kan nie meer besluit wie en wat jy is nie. God het 'n ontwerp vir ons. In vers 17 tot 19 van Efesiërs 4 gee Paulus 'n beskrywing van 'n spesifieke lewenswyse, en dis 'n donker prentjie van mense wat los van God leef. Hy skryf, hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, hulle is vervreemd van die lewe wat God gee. Hulle ken nie die lewe wat God gee nie. Hierdie mense is afgestomp, hulle leef in onversadigbare losbandigheid. Hulle kan nie genoeg kry nie. Hulle kan nie ophou drink nie. Hulle kan nie ophou om ontuig te pleeg nie. Hulle kan nie ophou om seksueel losbandig te lewe nie. Dis vir hulle te lekker. Paulus het gesien dat hulle self steeds geïdentifiseer het met hulle vorige wêreldse kultuur, gewoontes en lewenstyl. So hy roep hulle op tot 'n vernuwing van hulle denke en 'n nuwe lewe in Christus. Ek wil julle vanmôre oproep tot dieselfde. Die gemeentelede in Efese het hulle self tog met Christus geïdentifiseer. Met ander woorde, het gesê, ek is verbonde aan Christus. Ek is deel van die liggaam van Christus, so ek sluit by die kerk aan. Net soos wat jy gedoen het, toe jy by die kerk aangesluit het. In Efesiërs 4 vers 17 tot 19, wys vir ons, geloof in Jesus beteken 'n radikale breek met die ou mens. Jy kan nie bly lewe soos jy altyd gelewe het nie, ons moet verander, ons moet voortdurend verander. Christus bring tog lig, waarheid en lewe, terwyl die ou lewe mense gevange hou in donkerheid, leuns en in geestelike dood. Kyk rondom jou daar waar jy werk. Mense wat die Here nie ken nie. Kyk die donkerte waarin hulle lewe, kry hulle tog jammer. En bid vir hulle. Weet jy, ons hedendaagse kultuur se boodskap oor identiteit is baie duidelik. Ons leef in 'n sekulêre samelewing, as jy dit nog nie agtergekom het nie. Wat fokus op persoonlike keuses, vryheid en selfdefiniering. Ek kan doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. En julle moet glo wat ek vir julle sê. En julle moet tog respek hê al sê ek vir jou ek is 'n kat. Regtig. Die moderne mens sê ons jou gevoelens is jou waarheid. Dit wat jy voel is die waarheid. Vandag voel jy so, dan is dit die waarheid. Môre voel jy anders, dan is dit die waarheid. En ander mense moet maar net sê, ja, dit is so. Jou egtheid is belangriker as gehoorsaamheid. Niemand kan vir jou sê wie jy is nie. Jy kan self besluit wie jy is en jy kan maak wat jy wil. 'n duidelike voorbeeld hiervan is Green Party MP Benjamin Doyle, wat onlangs 'n perskonferensie die volgende verklaar het. Ek gaan dit lees, ek wil nie sy woorde skeef aanhaal nie. Hy sê, I live an authentic life. I show up as myself in every space I am in. And that includes parliament. Hy's 'n parlementariër. But that authenticity comes at a cost. Ek weet nie, julle het hom seker op televisie gesien. Benjamin sê hy verteenwoordig die LGBTQ+ gemeenskap en gebruik die persoonlike voorname van them, they and theirs. Ek weet nie lekker wat dit in Afrikaans is nie, so ek het maar gaan kyk, toe sien ek dis hulle en hulle sin. Hy is nie hy nie, hy is hulle. Dis wat mense doen. Dis die moderne kultuur.
Dit gaan oor jou eie uniekheid, jou authenticity en selfdefiniering. In kontras hiermee leer die Bybel vir ons in Efesiërs 4:24 om te lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Die beeld van God. Ware identiteit begin nie by selfdefiniering nie, maar by oorgawe aan Christus. Dis wanneer jy jou nuwe identiteit kry. Nie in jouself nie. Hierdie kultuur van selfdefiniering en sogenaamde eie uniekheid klink op die oppervlak baie aantreklik en vry. Dit klink mos nou, man, ek kan nou maak net soos ek wil, maar ek sê vir jou, dit illustreer vir ons mense se gebondenheid aan die wêreld en verknogtheid aan die sonde. Dit bind mense vas, dit maak hulle nie vry nie. Baie mense wat dit sê is gebind. Hoor wat sê ek vir jou. Hulle is in die mag van die bose. Geen twyfel daaroor nie. Dit bots lynreg met wat die Bybel leer oor die toestand van die menslike hart in 'n skoon leefstyl, 'n heilige lewe. Postmodernisme het 'n sterk trekkrag van seksuele losbandigheid wat opgedis word vir ons as selfontplooiing. Ek ontvou myself net. En dis oukei. Nee, dis nie oukei nie. Dit versluier ooglopende immoraliteit deur dit as maar net 'n kwessie van persoonlike styl voor te hou. Sê dis maar net my styl, dis maar wat ek doen. En so word wat verkeerd is genormaliseer en word 'n bespotting gemaak van die heilige lewe waarvan die Bybel praat. Morele grense word al dowwer en daar is geweldige druk op gelowiges, veral jong Christene en jong mense, om saam met die kulturele waardes te beweeg en kamakastig progressief te wees. Dis agteruitgang, dis nie progressief nie. Hulle lieg vir jou. Die kultuur van selfdefiniering oefen druk uit op Christene om weg te beweeg van 'n heilige lewe. Hoe gebeur dit? Weet jy, dis baie maklike gelowiges wat 'n lewe van reinheid, gehoorsaamheid en oorgawe aan God se woord, met ander woorde God se wil nastreef en probeer leef, word as onverdraagsaam, oudtyds, fundamentalisties of selfs skadelik vir die moderne progressiewe samelewing bestempel. Ek wonder wanneer hulle gaan sê wat ek preek is hate speech. Ek haat nie daai mense nie, ek is jammer vir hulle. Mense wat heilig wil leef word stelselmatig afgekraak en tog bly God se roeping duidelik. Lewe volgens die wil van God en wees heilig, sê vers 24. Dis God se wil vir jou. Vriende, die Bybel gee 'n eerlike en realistiese beeld van wie ons is sonder God. Jeremia 17 vers 19 sê, die hart is bedriegliker as enige iets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Hoor jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê jouself, jou eie hart, jou eie gedagtes, dit wat jy dink, dit wat jy wil glo, wat vandag beskou word as die bron van waarheid en identiteit, is 'n bron van bedrog en misleiding. In onsself beskik ons nie oor innerlike helderheid nie, hoor wat sê ek vir jou. Inteendeel, ons bedrieg onsself baie maklik en ons minimaliseer die erns van sonde. Daarmee bedoel ek maar net, ons maak maklik asof sonde nie eintlik saak maak nie. Dit is hoe die mens se hart en natuur van self is. As mense hulle identiteit self wil bepaal sonder God, lei dit nie tot die vryheid wat hulle gedink het hulle gaan kry nie, maar dit lei tot verwarring, gebrokenheid. Hulle bly in hulle gebroke toestand en dit lei tot geestelike duisternis. Vriende, ons het nie meer selfontdekking nodig nie. Ons het goddelike openbaring en Heilige Gees vernuwing nodig in ons lewens. Dis wat ons nodig het. Nie om onsself te ontdek nie. Dan sê jy vir my, okay, wat is God se ontwerp vir identiteit dan? Ware en unieke identiteit word nie self geskep nie, dit word ontvang van en hervorm deur Christus. Dis waar dit vandaan kom.
God wil jou 'n nuwe identiteit gee. Hy het alles gedoen om dit moontlik te maak. Dat jy dit kan kry. Efesiërs 4:22 tot 24 wat ek gelees het, gee vir ons 'n duidelike prentjie van God se ontwerp vir 'n identiteit, wat waarlik eg en uniek is. Vers 22 sê tog duidelik, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou, sondige mens wat julle deur julle sondige begeertes verteer word. Vriende, hierdie ou sondige mens verwys na die ou identiteit, wat gevorm was deur sonde, eie wil, kultuur en goddelose gewoontes. Dis wie jy was. Ek weet nie waarvan God jou vrygemaak het nie. Hy het my vrygemaak van 'n paar goed wat ek self nie kon oorwin nie. Ek sê dit vir jou reguit. En ek is hom so dankbaar daarvoor. Om dit alles af te lê is nie bloot om op te hou met slegte dade nie, maar om te breek met die wortel van selfgerigte en wêreldse denke wat ons gedrag voorafgaan. Jy dink mos eers iets en dan begin praat jy daaroor en dan doen jy dit. Daai ding moet verander, dis wat Paulus vanoggend sê. Dis 'n daad gaan van oorgawe wat sê, ek is nie meer wie ek was nie en ek wil nie teruggaan soontoe nie. Ek is nie soos 'n hond wat teruggaan na sy braaksel toe of 'n vark wat gewas is en weer in die modder gaan rol nie. Dit sê Spreuke 26:11 en 2 Petrus 2:22 vir ons. In vers 23 sê die Bybel, julle gees en gedagtes moet nuut word. Jy moet anders begin dink oor die goed. Jy moet die wêreld sien vir wat dit is en jy moet God sien vir wie hy is. En jy moet 'n heilige lewe lei. Jy moet verander. Hierdie vernuwing begin nie by die gedrag nie, maar die gees en die gedagtes van die mens moet nuut word. Soos Romeine 12 vers 2 sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis wat ek net nou gelees het ook, van die vroeëre verse. Hierdie is 'n innerlike werk, vriende, wat die Heilige Gees doen en jou manier van dink hervorm. Jy begin meer en meer dink, soos Christus, soos wat die woord vir jou sê. Jy sien, die Gees bevry jou denke van vleeslike misleiding, van jou innerlike misleiding en die misleiding van die wêreld, en anker dit in God se waarheid, sodat jou denke daagliks al meer die hart van Christus openbaar. Mense, sien jy verander. Die Gees bring lig in plaas van duisternis. As die Heilige Gees in jou is, word die lig in jou al helderder. Dit bring waarheid in plaas van selfbedrog. 'n koninkryk perspektief in plaas van 'n aardse selfgesentreerde een. As jy net dink aan jouself die hele tyd, dan is jy selfgesentreerd. Dis nie 'n koninkryksperspektief nie. Ons sing, help my om ander mense hoër te stel as myself, dat ek hulle kan dien. Dat hulle ophou om my te bedien, ek wil hulle bedien. Vers 24 sê, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Dis fantasties. Lewe volkome volgens die wil van God. Wees heilig. Dis wat die woord sê. Dit verwys nie in die eerste plek na beter gedrag nie. Ek het dit reeds gesê, maar dit is belangrik. Ek herhaal dit vir jou. Dis 'n identiteit waarvan hier gepraat word. Identiteit wat deur die Gees in jou gevestig en bevestig word. Hierdie identiteit is 'n geskenk. Want jy word deur Christus herskep en dit gee jou 'n nuwe identiteit. Wat gekenmerk word deur ware geregtigheid. Wat beteken dit? Dit beteken dat die Heilige Gees jou gedagtes vernuwe en jou verhouding met God herstel. En daardeur word jou identiteit in Christus gevestig. Laat die Gees van God toe om jou te verander, asseblief. Hou op om weerstand te bied. Moet dit nie doen nie. As jou verhouding met God volledig herstel en beter herstel, dan word jou identiteit in Christus gevestig en dit sal sigbaar word in jou lewe. Mense sal sê, is iets met jou aan die gang. Ek hoor jou nie meer vloek nie. Ek sien jy drink nie meer so baie nie.
Ek sien jou lewe verander, ek sien jy hanteer jou vrou beter. Mevrou, ek sien jy hanteer jou man beter. Jy het nie meer daai bitterheid in jou nie. Mense sien jy verander wanneer die Gees van God in jou werk. En om hierdie identiteit te leef, beteken om in geloof te aanvaar. Dis die eerste ding wie jy nou in Christus is, om die Heilige Gees toe te laat, om jou denke voortdurend te hervorm, en om daardie waarheid prakties uit te leef. Dis 'n lewe gekenmerk deur waarheid, gehoorsaamheid en vreugde in God. Nie in die partytjies wat jy hou, of die lekker braaivleise wat jy hou nie. Jou vreugde is in die Here. Dit is op 'n ander plek. Vriende, ware uniekheid is om te word wie God sê jy is. En ek wil vanmôre vir jou vra, asseblief, word wie God sê jy is. Moenie bly wat jy is nie, word meer en meer dit wat God sê jy is. Unieke self beteken nie om jouself te volg nie, maar om Christus en die Heilige Gees toe te laat om sy identiteit in jou te vorm. Die wêreld sê, wees uniek. Volg jouself en niemand kan en mag jou gevoelens, begeertes en drome bevraagteken nie. En jy moet jou eie unieke identiteit koester en uitleef, dis 'n leuen. Hierdie sogenaamde uniekheid beteken in wese dat jy, luister mooi wat ek sê, jouself ontdek, jouself definieer en jouself tot vervulling bring. Hoor jy wel hierdie aksent? Die evangelie bied 'n totaal ander pad. Dit gaan nie oor self nie. Dit gaan oor iets anders, dit gaan oor Christus, dit gaan oor 'n heilige lewe. Ware uniekheid volgens die Bybel begin nie deur selfontdekking nie, maar deur geloof en wedergeboorte. Julle weet dit tog. In 2 Korintiërs 5:17 lees ons, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hoor julle die laaste gedeelte? Kyk mooi, dis die werk van God, dis nie jou werk nie. God doen dit vir jou. Binne in jou. Sien jy, ons nuwe identiteit is nie op grond van selfdefiniëring nie, maar omdat God ons aanvaar het en daarmee 'n identiteit gegee het. 1 Petrus 1 vers 15 maak dit lekker prakties as hy sê, hy wat julle geroep het soos hy, moet julle heilig wees. Julle moet in julle hele lewenswandel heilig wees. Dis dieselfde boodskap as vers 24 van Efesiërs 4, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Gaan lees die Nuwe Testament, die boodskap is oor en oor en oor dieselfde. Die nuwe kerk, die eerste kerk het gesukkel met die goed en ek sien vandag in die samelewing sukkel ons nou nog daarmee. Want die mens het nog steeds die ou mens wat in hom lewe en daai worstelstryd bly aan die gang. Lees gerus Romeine 7, dan sal jy sien. Ware uniekheid is nie selfvervulling nie, maar heiligmaking, dis wat dit is. Dis nie om jouself uit te leef nie, maar om Christus in jou gestalte te laat kry, sê Galasiërs 4:19 vir ons. Net in hom ontdek jy wie jy waarlik is en waarvoor jy gemaak is. As jy in Christus is, sal jy ontdek wie jy regtig is en waarvoor hy jou geskape het. God se idee van ons ware identiteit is presies die teenoorgestelde van die wêreld se selfgerigte idee van identiteit. Christen, jy is nie selfbeskikkend of selfdefinieerbaar nie. Jy's gekoop, jy's gered en geskep deur Christus. Jy is nie wie jy kies om te wees nie, maar wie Christus jou gemaak het om te wees. Word wie God sê jy is, asseblief. Maar kom ons nou op die punt wat ons sê, nou wat maak ons nou? Julle sê dat Neil sê jou teologie is oulik, maar wat maak ons nou met hierdie goeie wat jy vir ons sê? Kan ek ietsie sê oor hoe ons mense hanteer wat hulle self definieer en hulle self baie graag wil definieer? En ek wil met julle praat daaroor.
Want baie keer dan word daar so iets in my wakker. Ek is 'n boerseun, net soos julle. Ek is Afrikaner, maar daar word iets in my wakker as ek hierdie goed te sien. En dan moet ek sê, Here, asseblief help my. Hierdie ding wat ek nou in my voel, hierdie emosie, dis nie reg nie. Wat maak jy as jy daai mense op televisie sien? Julle weet van wie ek praat, dis mense wat hulle hartleer op snaakse maniere hanteer. Jy kan sien, hulle weet nie wie hulle is nie. Ek praat nie net daarvan nie. Ek sien die grimering wat hulle dra, wat die mans dra. Jy sien die goede wat in hulle ore sit, in hulle neuse en oralster. Jy sien die klere wat hulle aantrek. Wat gebeur met jou wanneer jy daai mense sien? Ek sê vir jou, hulle is verlore. Die eerste ding is om, as iemand met jou praat daaroor, die eerste ding wat ons doen is om te luister. En ek praat van regtig luister. Nie net om jou asem op te hou en jou woede terug te hou en as jy 'n kans kry dan laat waai jy nie. Luister. Ek het agtergekom as mense hulle self probeer definieer, as hulle sit met hierdie stryd in hulle self, is dit nie altyd rebellie nie. Dikwels is dit 'n roep om ankers, 'n desperate poging om antwoorde te kry op die vraag, wie is ek? En waar pas ek in? Waar hoort ek? Wanneer iemand nie God as anker het nie, as hulle nie 'n ware geloofsgemeenskap het, of 'n stewige, en kan ek maar sê, eerlike geestelike tuiste het waar hulle hoort nie. Ek praat van eerlik wees. Dan moet hulle alleen soek of op ander plekke soek, dan gaan hulle na die fringes van society, na die rande toe, dan gaan soek hulle daar so, dalk word ek daar aanvaar, ek weet nie wie ek is nie, dalk gaan hulle my aanvaar. Hulle gryp na enige iets wat betekenis gee, wat sê, jy hoort hier, jy is welkom hier. Geliefdes, mense is honger. Hoor wat sê ek vir jou, mense is honger. Hulle is honger om raak gesien te word. Hulle is honger om waarde te hê. Hulle is honger om te weet, ek is nie net 'n mislukking of 'n fout, of 'n byproduk van evolusie, en ek het maar net verskyn en ek gaan weer verdwyn nie. Baie van hulle is bang dat as God of die kerk vir hulle sê wie hulle is, hulle vryheid gaan verloor. Vryheid is vir hulle tog so belangrik. Hulle dink oorgawe beteken onderdrukking. En as ons dan instinktief met oordeel teenoor hulle reageer, mis ons hulle hart en miskien ook hulle siel. Ek wil julle net herinner, ons is nie geroep om te oordeel nie. Ek wil julle herinner aan Johannes 12 vers 47, waar Jesus die volgende gesê het, onthou nou, dis sy eerste koms aarde toe, hy gaan weer kom, dan kom hy in 'n ander vorm en vir 'n ander doel, maar wat hy sê is, as iemand na my woorde luister, as jy vir hulle Jesus se woorde aanbied, en hulle luister, en dit nie gehoorsaam nie, hulle wil dit nie hoor nie, hulle steur nie daaraan nie, dan het Jesus self gesê, ek oordeel ek hom nie. Hy het gesê, ek oordeel nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Jesus het nog nie teruggekom nie. Hy het gekom om te red. Om te roep in die duisternis na lig. Nie om klippe te gooi nie, maar om 'n hand van genade uit te steek. Dis waarvoor hy gekom het. Ons werk tog saam met hom. Is dit nie? Ons taak is nie om te veroordeel of te verwerp nie. Ons taak is om lief te hê, om die waarheid sag te bring en om mense uit te nooi na verlossing in Jesus. Jy kan vir hulle die woord en die waarheid gee, as hulle dit nie aanvaar nie, dan veroordeel ons hulle nie. Ons bid vir hulle.
Vriende, daar's net een teenvoeter vir die leuen, en dis die waarheid. So ons antwoord die leuen met die waarheid, en dis nie 'n wapen nie. Ons gaan nie die waarheid gebruik as 'n wapen nie, maar as 'n uitnodiging. Ons roeping is tog nie om argumente te wen nie, maar om harte te wen vir Christus. Nie argumente nie. Ons wil mense in die koninkryk kry saam met die Here. Ons sê nie bloot jy's verkeerd nie, ons roep hulle vriendelik nader en ons sê, kom luister wat God oor jou sê. Weet jy wat die lewende God van jou sê? Hy sê jy is sy skepsel gevorm na sy beeld. En hy fluister, jy's bedoel om sy kind te wees, deel van sy huisgesin. En hy roep uit, jy's gekoop teen 'n duur prys, jy behoort nie meer aan jouself nie, jy behoort aan hom, wanneer jy hom aanvaar. Jou identiteit hoef nie 'n las te wees wat jy self dra nie. Dit hoef nie, jy doen dit, maar dit hoef nie te wees nie. Jy hoef nie te sukkel om jouself uit te dink of te bewys nie. God bied vir jou iets baie beter aan. Hy bied vir jou aan om in Christus nuut gemaak te word. Om 'n nuwe skepping te wees, werklik vry, werklik geheilig, werklik vol lewe. Die ware lewe is skoon en heilige lewe. Hy wil jou uit die vuil lewe uithaal. Hy wil vir jou skoon lewe gee. Wanneer ons die waarheid bring ons dit nie met veroordeling nie. Ons bring dit as 'n uitnodiging. Ons sê nie, word tog net eers beter en dan is jy welkom nie. Verander eers heeltemal nie. Ons sê, kom soos jy is. Maar ons sê daarby saam, en laat God jou nuut maak. Jy hoef nie te bly soos jy is nie. Laat God jou nuut maak. Ons nooi mense nie na 'n stel reëls of 'n koue godsdiens nie. Niemand wil dit doen nie, ons ook nie. Ons nooi hulle na die enigste plek waar hulle werklik hulle self kan vind. En dis in Christus, in sy liefde en in sy waarheid. Dan is dit natuurlik baie belangrik dat ons sal leef as getuienis van die waarheid. Mense kyk na ons. Hulle luister nie na ons woorde eers nie, hulle kyk na ons lewens. Jy kan baie praat, maar die mense kyk, wat doen jy? Hulle kyk, wat doen ek? Hulle kyk, wat doen kerkmense? Kan ek jou vra, sien hulle vreugde wat nie op prestasie rus nie? Of is jy net bly wanneer jy verhoging by die werk kry? Maar verder loop jy dikmond rond die hele dag. En net as dit goed gaan, dan het jy vreugde. As jy jou vreugde in God vind, as jy die hele tyd bly en vreugdevol. Wat sien hulle raak? Sien hulle vrede wat nie weggespoel word deur storms nie? Sien hulle sekerheid, nie omdat ons sterk is nie, maar omdat Christus sterk is. Ons lewe preek voor ons ooit 'n woord sê. Ons moet dit nooit vergeet nie, asseblief. Mense kyk. Hulle kyk of ons glo. Hulle kyk of ons leef wat ons sê. Hulle kyk of Christus werklik in ons is. Laat hulle hom sien. Laat hulle sy vrede sien. Laat hulle sy waarheid sien. Laat hulle sy lewe in ons sien. Asseblief. Nie vir ons eie eer nie, maar sodat hulle hom kan vind. Dan natuurlik gaan dit oor bid. Nie beheer nie, asseblief. Vriende, ons is nie die redder nie. Nie ek nie, nie jy nie. Nie die paus nie. Ons is nie die oopmaker van mense se harte nie. Ons kan dit nie doen nie. Ek het baie probeer in my lewe. Dis die waarheid. Ons is saaiers. Dis wat ons is. Ons getuig. Ons leef die evangelie uit. Dis ons roeping. Dis wat ons moet doen. Ons wys liefde. Maar die vrug, die oes, behoort aan God, nie aan ons nie. Ons werk net saam met hom.
Moenie probeer beheer nie, asseblief. Moenie probeer forceer nie. Bid. Julle ouer mense het seker al agtergekom, daar is baie dinge in die lewe wat jy nie kan verander nie. Maar jy kan bid daaroor. Ek bid oor 'n paar goed al vir baie lank. En ek sien daar's deurbrake is besig om te kom. God hoor. God luister. En al red hy mense vir wie jy so hard gebid het, nadat jy dood is, dan is dit oukei. Dan verhoor hy jou gebede, nadat hy jou kom haal het, is alright. Jou werk is om te bid. Bid dat die Gees harte sal aanraak, bid dat mense se denke vernuwe sal word, bid dat hulle oë oopgemaak sal word vir die waarheid, dat die skille sal afval. Want geliefdes, ek wil afsluit, mense soek steeds. Ek sê vir jou, die moderne mens meer as tevore, soek. Hulle soek aanvaarding, hulle soek betekenis, hulle soek identiteit. Laat ons hulle tog nie tref met klippe van oordeel nie, asseblief. Maar ontmoet met waarheid, met genade en met hoop. Ons kan dit vir hulle bied. Want ons is deel daarvan. Ons deel daarin. Ons deel in die waarheid, ons deel in genade. Ons deel in die hoop wat Christus in ons sit op eendag, wanneer die volmaakte gaan kom. En as jy woorde nodig het, sê maar net eenvoudig. Jy is meer as wie jy dink jy is. Jy is wie God sê jy is. En vir julle vanmôre wil ek sê asseblief, word wie God sê jy is. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sluit die oë, Here. Hebreërs sê, die woord van God is lewendig. Die woord van God is aktief. Skerper as 'n tweesnydende swaard. Ek bid dat die woord diep in ons sal sny, Here, dat ons die waarheid sal onderskei van die selfbedrog wat daar dikwels binne in ons is. Elkeen van ons. Elkeen wat die video kyk later. Ons is vol selfbedrog, ons erken dit. Laat u woord, Here, uitsorteer en wys u vir ons, sodat ons dinge kan aflê aan die voete van die kruis. Sodat die beeld van Christus meer en meer deur ons sal skyn elke dag. Help ons om genadig te wees met mense wie angstig soek na die waarheid, na identiteit. Wat tog net 'n plekkie soek om te behoort waar hulle aanvaar kan word. En Here, laat ons vir hulle hoop en lig en liefde gee. Asseblief, ons het daardie genade nodig om dit te doen. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen.